Goeiemôre, vandag is ons opskrif Vaagweg hoop en vrees in detail. In die boek Gebede uit die Bybel skryf Wesley en Stacey Campbell die volgende gedig. Die titel van die gedig is Herlewingsmag. Toe het al die gelowiges saam met God gebid. Almagtige Here, skepper van die hemel en die aarde, die see en alles daarin. Nie lank gelede u dienaar, ons voorvader Dawid, deur die Heilige Gees laat sê, waarom het die nasies te kere gegaan? Waarom het die volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het hulle slag gereed gemaak, die heersers het saam gespan teen die Here en teen sy Messias. Dit is wat hier in hierdie stad gebeur het. Hulle het saamgespan teen Jesus, u heilige dienaar, wat deur u toegerus is vir sy taak. Eintlik was alles wat hulle gedoen het, volgens u beskikking en besluit. En nou Here, hoor hoe dreig hulle ons. Gee dat ons u diensknegte, u woord met waagmoed sal verkondig. Steek u hand uit en bewerk genesing en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Na hierdie gebed het die gebou waar hulle bymekaar was, geskud en hulle is almal met die Heilige Gees vervul. En hulle die boodskap van God onverskrokke verkondig. Die eerste opmerking wat ons kan maak nadat ons na hierdie samevoeging van teksverse geluister het, is dit is nog steeds net so. Die aanslag wat ons as gelowiges beleef uit alle oorde uit, is nog net so erg, indien nie meer vel nie. Maar nou is die aanslag nie net teen die magte wat ons kan sien nie, maar ook teen die magte wat ons anoniem, gesigloos aanval, deur dit wat ons lees, kyk en hoor. En dit kan ons weerloos en uitgelewer laat voel. Daar is haas nie 'n film waarin die naam van die Here nie gruwelik misbruik word nie, waaraan dan nie die spot gedryf word met geloof en gehoorsaamheid aan die woord van God nie. Op sosiale media word die een blog en video na die ander gewy aan vryheid van keuse en die reg om te kan sê wat ek wil, hoe ek wil, wanneer ek wil. Vryheid om te kan dra wat ek wil, selfs al sou dit die minste en die dunste wees. Alles onder die vaandel van menseregte en mense wat hulle vryheid vier. Maar diegene wat anders dink, word gebombardeer met negativiteit en geboelie omdat hulle nie saamstem nie. En dit kan ons laat besluit om liewerste stil te bly en siekies in ons hoek te gaan sit. Want dalk kan ek iets sê wat iemand afronteer, of dalk kan ek geblok word, of dalk kan ek gecancel word. In die gedig lees ons van die nasies, en daar is 'n frenetiese drang en 'n dringendheid aan hulle gedrag. Daar word beskryf dat die nasies te kere gaan, dat hulle sinlose planne beraam. Dat daar 'n lafhartigheid in hulle optrede is, want die nasies het saamgespan teen die Here. Hulle het hulle oorlog gereed gemaak en hulle het hulle self bewapen. En tog is dit alles verniet, want God het Jesus toegerus vir sy taak. Jesus is goddelik bemagtig vir dit wat hy moes doen en gaan doen. God kan genesing bewerk. Hy laat tekens en wonders plaasvind. Hy skud die fondamente van 'n gebou en die aarde, want alles is onder sy mag. Die God van die heelal laat hom nie stil maak nie. En daarom is daar ook eweneens duisende video's en plasings en webblaaie waar mense God se lof en heerskappy besing,
Daar is byeenkomste waar duisende mense rondom die woord van God vergader en bid vir 'n stikkende en 'n verlore wêreld. En daarom kan ons onbeskaamd en onbevrees en met waagmoed verkondig dat ons heil nie afhang van die opinie van die wêreld nie. Dat ons nie die goedkeuring van die wêreld nodig het nie, want ons is bewapen met die Heilige Gees van God. Die God wat hemel en aarde, die see en alles daarin geskape het en onderhou. Tot môre.